Goeiedag allemaal, ek hoop julle het 'n geseënde week so gehad en ons nou bly waar ons nou die Sabbatoopening kan begin. Nou vandag se boodskap is Erika. Erika. Nou kom ons bid voor ons begin. Ons liewe Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u wonderlike liefde. Dankie vir uw wonderlijke genade. Mag u saam ons weer waar ons nou uw woord kan luisteren. En mag ons u uit uw woord uitgeleerd. Ons bid dat Jesus naam. Oké. Rond de tekstvers vandaag is Lucas 11 vers 9. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Nou die storie. Die wet van Archimedes Archimedes is nie net 'n stel reëls nie, maar 'n grondbeginsel van 'n verduideling hoekom die voorwerp dryf of sink wanneer hulle in water of ander vloeistof geplaas word. Nou, stel jou voor, jy sit 'n papierbootjie op 'n speelbootjie in die bad vol water. Die bootjie sink nie heeltemal nie, maar dryf bo op. Die rede, die water druk die bootjie omhoog. Hoe meer van die boot in die water is, hoe sterker die opwaartse druk. Nou dit is presies wat die beginsel van Archimedes sê. Die water probeer altyd die voorwerp omhoog druk en dit bepaal of dit dryf of sink. Die beginsel is in 3 eeue voor Christus. Ja? 3 eeue voor Christus. Archimedes sit in die bad en merk op dat die water styg wanneer hy in die bad gaan sit. Hy besef die water wat geplaas word, druk die liggaam omhoog. Dit is waarom sommige dinge dryf en ander sink. Hy het opgespring en kaal in die straat afgehardloop en geskreeu, Erika, ek het dit gevind. Dit die woord beteken. Erika, ek het dit gevind, omdat hy die beginsel van die dryf vermoë ontdek het. Byvoorbeeld die voorwerp kon teen daardie tyd akkuraat geweeg word. Maar met die ontdekking kon die volume van die voorwerp met die massa waarvan verbind word om so die digheid te bepaal. Hoeveel? Die goudmielie
kon jy nie meer silwer met goud gemeng en daarmee wegkom nie. Omdat die digheid en jy die volume hoeveel daarvan verskil het. Vele ander uitvinding het Archimedes bekend en beroemd gemaak. Op wetenskaplik gebied het sy uitvinding die wêreld verander en word teen vandag nog toegepas. Maar geen wetenskap of enige ander uitvinding het die wêreldverandering beïnvloed as die kom van Jesus na hierdie aarde. Die aarde uitvinding het wel voordele en vooruitgang vir die mense ingehou. Maar dit is alles net tot tydelik voordele van die mens. Die evangelie van Jesus Christus het ontelbare mense se lewe verander. Baie. Hy is die antichrist van die verlossing. Moordenaar en diewe het waarlik berou, so die man aan die kruis hang Jesus. Straatvrou soos Maria kom tot inkeer. Skelm en bedrieger soos Saggeus verander en vergoed sy slagoffer viervoudig. De beste manne met matroostale in die mond word discipels van Jesus. Die duivel besmetting van bevryder. Dronkaard laat die drankduivel staan. Dowes hoor die lofsang van blinder wat weer kon sien. Malate word reiner. Verlamme jepel en juig in Jerusalem se strate. Saulus word Paulus en bring hoop aan die heidende mense. As iemand vandag Jesus ontdek en aanneem, het hy rede om die strate te hardloop en uit te roep, Erika, Erika, ek het hom gevind, ek het hom gevind. Want hierdie is gevind van die ewigheidswaarde. Niks kan vergelyk word met die bevryding en verlossing van Jesus nie. Amen. Se wetenskap ontdekker sluit die wêreld na tydelike vooruitgang oop. Maar Jesus Christus sluit die hemel oop na ewige rykdom en geluk. Duisende siele maak elke dag daardie pryslose ontdekking. Daar is plek vir almal in die gesin van God. Jy hoef ons nie wees kinders op aarde te wees nie. 1 Johannes 3:1 sê, kyk, wat 'n groot liefde
die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Die voordeel van Christus te verdiende is tot almal se beskikking. As 'n mens vergaan, maar Jesus bly staan. Kom ons bid saam. Baie dankie, Hemelse Vader, vir u seun Jesus Christus, ons verlosser. As ons Jesus het ons alle wat die lewe kan bied. Dank vir hierdie wonderlike Sabbat. Mag ons u saam uitleef in u. Op my gebed in Jesus naam. 'n seënde Sabbat vir almal.